baie welkom in ons erediens vanoggend. Ook aan besoekers wat vandag hier by ons is, baie welkom aan elkeen van u. Dit is vir ons 'n groot voorreg om vandag in die huis van die Here saam te mag wees en dan saam met erediens ter ere verheerliking van God se groot naam te mag hou. Ek moet almal verskoon as my stem so 'n bietjie hees klink vanoggend. Gister het die kinders rugby gespeel en dit is die rede. Maar nietemin, dit is mos altyd lekker as 'n mens dit kan doen. Presies, voordat ons vandag met ons erediens begin, gaan ons eers ons kinders saam hê en ek nooi al ons laerskoolmaatjies om vanoggend hier voor te kom sit. Ons gaan daardie baie bekende liedjie sing wat julle nou al 'n klomp keer geoefen het en vir ons gesing het. So al ons klein maatjies, kom vanoggend hier na vore dat ons bietjie saam kan sing. Julle kom sit hier voor, maar die liedjie wat julle sing gaan julle moet staan. So julle moet eintlik staan. Bly julle nog die lied, kom ons sit hom daar op die bord. Lied 550. 2 oogies om God se werk te sien. Nou wys ons 2 oogies om God se werk te sien. 2 handjies, wys my nou God se handjies. Dit is ja, daar so is hulle. 2 handjies om die Here te dien. 2 oortjies, trek jy oor 'n lekker bak van julle hoef nie. Maar ek speel dit dan. 2 oortjies om God se woord op te vang en dan 2 lippies. Wys my net wat 'n loop met sang. En dan 2 voetjies, van voetjies. Sy pak die tree met 1 hartjie om aan hom te gee. Julle het dit, onthou ons het dit geoefen. Ja, kom ons wys vir die gemeente. Net asseblief sing vanoggend saam met hulle. Dankie dan. Ek sien ons het ons wil vandag weer vir julle in nuwe liedjie leer. Julle kan weer gaan sit, baie dankie julle. Presies, kom ons raak vanoggend net vir 'n oomblik stil en ons dink in ons gebede daaraan om onsself vir gereedheid te bring om vandag na die woord van die Here te luister.
en julle redder. Geliefde broers en susters, die genade van ons Here Jesus Christus sal by elkeen wees. Amen. Broeders en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22, vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely. Kom ons sing lied 238 vers 1 en 2 soos wat dit vir ons aangedui is op die bord.
Ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees in die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het in ons geloof bely. Laat ons lewe opnuut aan die Here toewy. Kom ons sing daarom lied 309 vers 1 tot 3. My lewe bly aan U gewy, o Vader van genade. U rig omhoog my hart en oog, beskerm my teen die kwade.
Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons almagtige God, liefdevolle hemelse Vader, Here, vanoggend kom ons as 'n geloofsgemeenskap in U huis bymekaar, om U te loof, om U te prys, om in diepe dankbaarheid voor U te kom kniel, omdat U vir ons 'n groot God is, maar so ook 'n God van voorsiening, 'n God van beskerming, die God wat ons nodig het om elke dag te kan leef. Here, elke dag leef ons onder U genade. U genade wat ons lei in 'n donker wêreld. U genade wat vir ons die lig is op die pad vorentoe. U genade wat vir ons bekend word in U woord. Daarom kom ons vandag saam om na U woord te kom luister. U woord wat vir ons krag gee, wat vir ons nuwe inspirasie gee vir elke dag. Ons dank U, Here, dat U wat so ver bo ons verhewe is, tog met elkeen van ons bemoeienis maak. Want Here, U kom na ons toe omdat U ons hartseer verstaan. Omdat U na ons toe kom, omdat U weet deur watter uitdagings ons in ons lewens gaan. U verstaan die teleurstellings wat ons in hierdie wêreld elke dag beleef. Die kommer en die vrees waarmee ons elke dag moet saamleef. Here, dankie dat U ons nooit in die steek laat nie. Dat U ons nooit alleen laat nie. Maar dat U ons daagliks in U handpalm vashou. Here, ons kom vandag in hierdie erediens om opnuut weer te kan hoor dat U roep elkeen van ons om vir U te leef. Om U evangelie boodskap daar buite te gaan verkondig met woord en daad. En ons gebed is, Here, dat U Gees ons elke dag sal lei, ons elke dag die krag sal gee om waarlik U woord te gaan verkondig. Here, lei ons deur hierdie erediens. Maak ons ontvanklik vir U woord. Here, daar waar ons so baie keer afdwaal van die weg wat U vir ons wys om te gaan, wees ons tog genadig en lei ons terug op die pad wat U vir ons uitgeleer het. Dit kom bid ons in naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Vriende, broers en susters, ons lees vandag saam die woord van die Here uit die Nuwe Testament, uit die tweede brief wat Paulus geskryf het aan Timoteus. Ons gaan daar in hoofstuk 4 uitlees van vers 1 af tot by vers 8. Skriflesing 2 Timoteus 4 van vers 1 af. Daar skryf Paulus vir Timoteus: Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol. Tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wen. Maar bly jy in alle omstandighede nigter, verdra lyding. Doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word al reeds as drankoffer uitgegee. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag wat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. My woord is soos 'n vuur, sê die Here, soos 'n hamer waarmee klippe stukkend gebreek word.
verkondiging van die evangelie van Jesus Christus is nie net dominees se werk. Om elke dag die evangelie van Jesus Christus te verkondig, om die evangelie van Jesus Christus in die wêreld daar buite te gaan uitleef, is elke gelowige, elke mens wat sê dat hy in die Here Jesus Christus glo, se werk. Dis elkeen se verantwoordelikheid. Om die kringetjie nou klein te trek, dis almal van ons wat vandag hier sit, se verantwoordelikheid om die evangelie, die woord van die Here daar buite te gaan verkondig. Het sy met ons woorde, het sy met ons dade. Daardie verantwoordelikheid om die evangelie van Jesus Christus te gaan verkondig, is presies die verantwoordelikheid wat Paulus dan toe sê aan Timoteus. Timoteus was 'n jong man gewees toe Paulus hierdie brief vir hom skryf. Nou moet ons onthou dat Paulus het vir Timoteus ontmoet toe hy nog 'n klein seentjie was. Timoteus is een van die eerste generasie Christen. Dit beteken Timoteus is in 'n Christen huis gebore in die eerste eeu na Christus. Hy sê van daardie bevoorregtes om vir die eerste keer vandat hy sy oë oopgemaak het, vandat hy verstand gekry het, 'n Christen te mag wees. Sy ma en sy ouma het hom van die Here Jesus Christus vertel van geboorte af. En so word Timoteus nou groot. En nou kom Paulus en hy sê vir hom, jy moet die evangelie van Jesus Christus gaan verkondig. Wat ons onmiddellik gaan verstaan is dat Timoteus word nou eintlik 'n dominee. Maar onthou dominees op hierdie stadium het nog nie bestaan. Timoteus is 'n gelowige soos almal van ons gelowiges is. Timoteus kry soos alle gelowiges selfs tot vandag toe die opdrag van Paulus gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus. En Paulus beskryf dan vir Timoteus hoe moet hy hierdie evangelie gaan verkondig. Hier in vers 2 sê hy, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig. En dit is dieselfde boodskap wat hy vandag aan ons gee. Gaan verkondig die woord van die Here. Hou daarmee vol. Elke dag van jou lewe moet jy besig wees met die verkondiging van die evangelie. Het sy of dit nou in die mond is, het sy nou net gewoon is hoe jy optree, maar hou aan daarmee om die evangelie met jou lewe te gaan uitdruk. Tydig, baie keer gebeur dit dat dit nodig is om met mense te praat oor die woord van God. En ons doen dit wanneer ons tydens huisgodsdiens met ons gesinslede daardie tydige verkondiging van die evangelie doen. Ontydig. Baie keer hoor ek van mense wat sê ek en my pelle het nou aand gebraai. En terwyl ons braai, praat ons oor die ding in die Bybel. Dit is ontydig, maar dit maak nie saak nie. Ontydig moet die evangelie van Jesus Christus ook verkondig word. Hy sê hierso weer lê met die woord van die Here. Geliefde broers en susters, ons leef in 'n wêreld wat vir ons konstant die indruk wil skep dat ons die Here Jesus Christus en die evangelie nie nodig in ons lewens. Ons leef in 'n wêreld wat ons wys maak, jy het nie tyd om die evangelie van Jesus Christus te gaan verkondig nie, want jy moet werk, jy moet besig wees. Ons leef in 'n wêreld wat vir ons sê jy het nie geld om die evangelie van Jesus Christus te gaan verkondig nie. Maar die kerk of die instansie of daardie barmhartigheidsprojek verwag nou weer van jou om te betaal, jy het nie daardie geld. Ons dink baie keer en leef in 'n wêreld wat ons wil wys maak dat ons het nie die krag om die evangelie van Jesus Christus te gaan verkondig. Spandeer liewer jou krag op jouself, op jou gesin, op jou geliefdes, op jou vriende. Moet dit nie op die evangelie spandeer nie, want dit is 'n vermorsing van jou krag. Maar die werklikheid is, en dis wat Paulus sê hierso, weer lê daardie dwaallering. God gee vir jou tyd om die evangelie te verkondig. Hy skep vir jou tyd om die evangelie te verkondig. Hy skep vir jou geleenthede waarbinne jy dit kan verkondig. God gee vir jou geld om die evangelie van Christus te gaan verkondig. Hy gee vir jou elke dag die krag wat jy nodig het, sodat jy kan die evangelie van Jesus Christus gaan leef in die wêreld daar buite. Paulus sê hierso, bestraf met die woord van die Here. Baie keer sien ons nie vriende, familielede, dalk kollegas by die werk, wat op 'n dwaalpad is, wat op 'n verkeerde pad is. En dan draai ons baie keer nie die rig daarop. Dan gooi ons 'n blinde oog daarvoor. En dis juist wat Paulus sê, gelowiges nie doen nie. Bestraf. Moet hulle nie baklei nie. Bestraf in die sin van help daardie persoon weer op die regte pad te kom, om by God
te kan uitkom. En bemoedig met die woord van die Here. Geliefde broers en susters, in die wêreld waarin ons leef, is daar hoeveel mense wat hartseer doen. Is daar soveel mense wat elke dag gebuk gaan onder vrees en bekommernis en spanning. Nie net oor dinge wat gebeur in hulle lewe nie, maar selfs vir die toekoms wat op hulle wag. En daardie mense het nodig om te hoor dat ons het nie nodig om bekommerd of bevrees te wees nie. Nodig nie. Dis vir die woord van God vir ons leef. En dis wat gelowiges in die wêreld moet gaan doen. Gaan verkondig die woord van die Here in die wêreld daar buite. Nou Paulus waarsku dan ook vir Timoteus, maar so ook vir ons as gelowiges, dat om die woord van die Here te gaan verkondig, gaan nie maklik wees nie. En wat maak dit moeilik? Eintlik net een ding, soos hy sê hier in vers 3 en vers 4. Mense gaan nie luister. Hy gedurende die week vertel weer die verhaaltjie van die dominee wat elke Sondag dieselfde preek oor preek. En op 'n stadium kom 'n ouderling op toe na die erediens en hy sê vir hom, dominee, dit is nou al die 8ste Sondag wat jy dieselfde preek. En toe sê die dominee vir die ouderling, maar hulle die eerste keer nie geluister. Dus hoekom ek dit oor preek? Mense gaan nie luister wanneer jy die woord van die Here aan hulle gaan verkondig. Maar te midde van dit sê Paulus nog steeds vir Timoteus en vir ons as gelowiges, maar bly in alle omstandighede nugter, verdra lyding. Doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Nou geliefde broers en susters, verbeel jou hierdie was 'n e-pos wat Paulus vir jou gestuur het. Dis die opdrag wat jy van die Here af ontvang. Ek dink baie mense wat hierdie opdrag hoor vir die eerste keer, gaan hulle doodskrik. Want wat word nou werklik van my verwag? Mense gaan skrik wanneer hulle hoor dat hulle die woord van die Here tydig en ontydig, voortdurend en volgehoue moet gaan verkondig. Want wat verwag of wat eis hierdie verkondiging van die evangelie? Dit eis vervolging. Martin, dit eis die verlies van jou besittings of jou menswaardigheid wat aangetast gaan word. Dit kan die verlies van jou geliefdes of selfs die verlies van jou eie lewe beteken. Dit was die realiteit in Timoteus se tyd. En wanneer ons hoor dat dit is wat dalk gaan gebeur met ons wanneer ons die evangelie moet verkondig, dan skrik mense. Dan wil mense liewer weggaan. Nou geliefde broers en susters, vroeër hierdie week, ons het nou ons nuwe digitale speeltafel by ons orgel gekry wat nou vandag vir die eerste keer gewerk het, want laas Sondag het ons breker gebreek. En nietemin, ons het 'n rekenaar nodig om daardie speeltafel nou te laat speel. En die minimum vereiste van daardie rekenaar is dat hy ten minste 'n i5 of 'n Core i5 prosesseerder sal hê. Gelukkig het ons so 'n rekenaar. Ons wil hom nou net skoonmaak en hy het 'n bietjie sagte ware by die huis en hy het ook so 'n eksterne harde skyfie daar waar daardie sagte ware op is. Terwyl ek dit gaan sien ek op hierdie eksterne harde skyf is daar so 'n leertjie waarin video's is. Video's wat ek net van lank al terug geberg het of gestoor het. En nou gaan ek weer deur al hierdie video's. So toe kom ek op hierdie een video af. Nou kyk gerus na hierdie video vanoggend. Sien geliefde broers en susters, die video het my baie laat dink aan ons as Christen. Want so baie keer sit ons as Christene daar op ons gemaksone of in ons gemaksone op die rusbank en dan kyk ons vir die evangelie. Ons sit en ons kyk na die verkondiging van die evangelie. En dit lyk vir ons mooi, lyk vir ons lekker. Maar ons sit net en ons kyk daarna. Ons verkeer eintlik passief in die verkondiging van die evangelie. En dan die volgende oomblik, dan tref die waarheid ons. Die volgende oomblik word die waarheid oor die evangelie en die verkondiging van die evangelie, soos Paulus dit vandag sê, 'n werklik, word dit lewendig in ons eie voorhuis. Dis nie net iets van na te kyk.
Dis iets wat ek moet gaan doen in die wêreld daar buite. En die oomblik wanneer ek dit sien, wanneer ek hierdie kant van die evangelie sien, hierdie tierboskat wat kan krap en wat kan buite, wat my kan seermaak, dink ek, nee wag, ek sien nie kans hiervoor nie. Dan skrik ons vir die waarheid van die evangelie. En dan is dit baie makliker om eerder op te spring en weg te haal, soos daardie groepie mans in die video. Veral as ek na die nadele daarvan kyk, om die evangelie werklik te gaan verkondig. En ons teksgedeelte van vandag beskryf Paulus eintlik die voordele daarvan om die evangelie te gaan verkondig. Hy vat hierdie nadelige effek van die verkondiging van die evangelie, hierdie skrikwekkende prentjie van die verkondiging van die evangelie, en hy draai dit eintlik om. En hy maak dit van toepassing op sy eie lewe. Hy sê in vers 6 dat sy lewe word nou al reeds uitgegiet as 'n drankoffer. In die offerhandeling, soos ons lees in Numeri 15, was die drankoffer die laaste deel van die offerhandeling. Dis eintlik die afsluiting van die offerhandeling. En as hy sê dat sy lewe uitgegiet word as 'n drankoffer, bedoel hy daarmee dat sy hele lewe was eintlik 'n offer vir die Here gewees. Sy hele lewe het hy gewy daaraan om te leef en te werk vir die verkondiging van die woord van die Here. Dis daardie selfde lewe waartoe u en ek ook opgeroep word. Ons moet ons lewe wy aan die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. Vers 7 vergelyk in die Christelike lewe, of elke Christen se lewe, met 'n wet. Nou Paulus is nie die eerste ou wat dit doen nie, en hy is ook nie die enigste ou wat die Christelike lewe vergelyk met 'n wet. Op ander plekke in die Bybel gebeur dit ook. Maar ek dink die hele beeld moet ons binne die konteks van Paulus self verstaan, soos die mense wat eerste hierdie brief gelees het. In vers 8 sê hy, nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Die lewe van God. Die Romeine was baie lief gewees vir speel. As ek sê speel is dit nie met enigiets speel, is eintlik atletiek by inkomste. Hulle was baie lief vir hierdie spele soos wat ons vandag nog steeds na die Olimpiese spele kyk. Maar die spele het vir hulle baie meer waarde gehad. En daar was een wenner gewees wat die spele kon wen. En die wenner van daardie spele het 'n kroon gekry wat van laurierblare gemaak is. Hulle het dit 'n oorwinnaarskroon genoem. En daardie oorwinnaarskroon het baie betekenis gehad vir al vir die wen. Daar was baie voordele in daardie kroon gewees. Onder andere is eerbetoon een van hulle. Mense het jou amper 'n goddelike status gegee as jy daardie oorwinnaar was, daardie oorwinnaarskroon besit. Mense wat die hele tyd by jou wees, mense wat die hele tyd saam met jou wees, want jy is vir hulle hierdie ikoon wat hulle kan vereer. Mense wou omgaan met wenners van die speel. Vir daardie persoon of daardie wenner wat hierdie oorwinnaarskroon gehad het, het daardie kroon gratis etes beteken. Onthou in 'n wêreld waarin hulle geleef het, waar die meerderheid van die bevolking elke aand honger gaan slaap het, nie omdat daar nie genoeg kos was, maar omdat daar nie genoeg geld was om kos te koop nie, het daardie kroon verseker dat jy nie honger gaan slaap elke aand. Met daardie kroon het jy gratis etes gekry. Daardie kroon was vir jou 'n permanente uitnodiging na allerlei vername mense, of na partytjies toe, waar jy die goeie in die lewe kon geniet. Daardie oorwinnaarskroon het vir jou 'n lekker lewe verseker. Nou gebruik Paulus hierdie oorwinnaarskroon as 'n voorbeeld. Dan sê hy hierdie wêreld waarin ons leef ons sodat ons daardie kroon kan ontvang. Sodat ons daardie goeie, daardie lekker lewe van God af kan ontvang. Om 'n wenner te wees, net soos vandag nog steeds, verg harde werk. Dit gaan onder andere insluit dat jy baie sweet en baie inspanning gaan moet insit om te kan wen. Pyn gaan jy beleef. En hoeveel van ons groot sportsterre vandag nog steeds het nie op een of ander stadium 'n spier gerek of 'n spier geskeur en moes vir operasies gaan. Die pyn is daar in die voorbereiding om 'n wenner te kan wees. As opofferings wat gemaak sal moet word om uiteindelik 'n wenner te kan wees. Maar wanneer ek die wenpaal bereik, dan is daar vir my wonderlike voordele en baie bederf daarin.
En in die evangelie verkondiging is dit dieselfde. Dit is harde werk, van baie inspanning vir ons werk, elke liewe dag van ons lewens. Daar's baie opofferings wat gelowiges moet maak. Jou gewildheid wat jy dalk het onder jou vriende, of onder kollegas, gaan jy dalk moet prys gee. Want daardie gewildheid is nie in lyn met die woord en die wil van God. Jou gewoontetjies of maniertjies wat jy dalk vir jouself aangeleer het oor tyd, gaan jy dalk moet prys gee. Want dit pas nie by iemand wat 'n verkondiger van die woord van God is. Selfs daardie drome wat jy gedroom het, gaan jy dalk moet laat val. Want daardie drome strook nie met wat God se woord sê. Ja, pyn kan 'n mens dalk ook beleef. Daardie goeie vriende van baie jare gaan skielik besluit om jou te verwerp. Nou nadat jy besluit het, ek verkondig die evangelie van Jesus Christus. Baie van die mense wat jy gedink het, jy nooit in die steek sal laat, altyd die lewenspad saam met jou gaan stap, gaan nou vir jou bespotting maak, omdat jy opstaan vir die woord van God. Pyn sal daar wees. Maar al hierdie harde werk, sê Paulus, is die moeite werd. Vers 8 sê hy, die dag wat die Here weer kom, sal die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Liefde broers en susters, wanneer ons soms hoor wat dit beteken om 'n Christen te wees. Baie keer wanneer ons hoor dat ons 'n opdrag het om die evangelie van Jesus Christus te gaan verkondig met woord en daad, dan skrik ons vir daardie werklikheid. Dan skrik ons om te hoor wat dit van ons werklik vra. Wanneer ons die harde werk sien wat dit van ons gaan verg, wanneer ons sien wat die uitdagings ons in die gesig gaan staan, ek dink ons baie keer, dis dalk eerder makliker om op te spring en weg te haal van die verkondiging van die woord van die Here. Maar onthou, altyd wat is die werklike waarheid daarvan om gelowige te wees. En dis wat ons almal is. Ons name staan alreeds op 'n oorwinnaarskroon geskryf. Ons het hierdie een kans, hierdie een lewe, hier en nou, om alles in te sien, om te volhard tot die einde. Om partykeer pyn en lyding te verduur, om partykeer deur moeilike en swaar uitdagings te gaan. Maar die kroon is ons. Kom ons skrik nie vir die verkondiging van die evangelie. Kom ons skrik nie vir die waarheid daarvan dat God aan ons kant is en deur sy gees hierdie wet sal met ons hart doen. Kom ons skrik liewer vir die feit dat ons eerder passief kan verkeer en nooit deelneem aan die wet. Kom ons beywer ons daarvoor om die oorwinnaarskroon van die Here te ontvang. Amen. Liefde broers en susters, as 'n slotsang sing ons lied 579. Ons sing daar die eerste, die tweede en die 6de vers. Ek hou graag die 6de vers aan die voor. Kom, tree ons dan moedig voor. Die Here rig ons deur sy woord. Al lei ons pad smart en vrees, sal ons nie meer vrymoedig wees. Sing as 'n slotsang lied 579, eerste, die tweede en die 6de vers.
gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees en bly. Amen.